Goed mense, ek gaan vir julle probeer vertel hoe om 'n wiskundeklas interessanter te maak. En ek gaan dit op die volgende manier doen. Ek gaan dit nou in die eerste plek, ek gaan nou net vir julle 'n klas aanbied. Ek doen matriekwerk en ek besef nie noodwendig almal van julle gee vir matrikulante klas nie, maar dit gaan nie oor die inhoud soseer as die metode nie. Ek gaan met julle praat oor rye en reekse en ek gaan spesifiek praat oor rekenkundige reekse. Ja, kom ons kyk so 'n bietjie daarna. Nou, in 'n rekenkundige reeks, dink ek weet almal dat die formule vir enige term is Tn is A plus n minus 1d. En as ons nou n van hierdie terme bymekaar wil tel, dan gaan ons dit nou Sn noem. En kom ons noem die laaste term L, dan is Sn, die terme wat ons bymekaar tel, is natuurlik A plus D plus, en my laaste term is L, en die tweede laaste term is L minus D. En kom ons draai dit nou om, so ek skryf dit nou agterste voor neer. Mense, ek begin dus met die L, en dan gaan ek en ek tel die twee vergelykings bymekaar. En ek kry 2 keer Sn. En dit word, as ek daai twee bymekaar tel, byvoorbeeld, kry ek A plus L. En so gaan ek elke keer A plus L kry. En daar is natuurlik n van daardie terme, so dis nou n keer A plus L. En as ek nou vir Sn alleen wil kry, dan deel ek met 2. En dan kan ek vir L gaan vervang met A plus n minus D. Mense, en daar kry ek die formule vir Sn. En julle huiswerk is nou oefening 4, bladsy 71, al die ewe nommers. Mense, terwyl julle dit is, gaan ek gou 'n bietjie net sit en die landbouweekblad lees. Okay. Goed. Mense, wat ek nou vir julle probeer wys het, is hoe mens nie die les moet aanbied nie, hoor. Dit was hopelik vir julle, veral vir die van julle wat nie weet waarvan ek praat nie, maar so 'n bietjie bokant, en van die van julle wat weet waarvan ek praat, hopelik maar so 'n bietjie vervelig. Dis beslis nie hoe 'n mens dit moet doen nie. Ek sê daarso, dis, dink ek, baie vervelig. En so wat? Hoekom op dese aarde wil ek dit in elk geval weet? Wat maak dit nou 'n verskil in my lewe, veral as jy 'n 17-jarige seun is, nee, selfs 'n 17-jarige dogter. Wat 'n verskil maak dit nou in jou lewe? So, ons gaan 'n bietjie probeer kyk na maniere om jou wiskundeklas interessanter te maak. Mense, en dis 'n moeilike ding, né? Ek besef, ons het hierdie syllabus, ons moet daar deurkom, ons moet al die werk doen. 'n Mens kan nie altyd al die goed doen nie, hoor. Maar 'n mens kan dit dalk soms doen. En jy kan dalk so 'n bietjie van jou kinders, so 'n bietjie meer van hulle kry. Ons gaan vandag praat oor tel. Ek bedoel, ek gaan praat oor rekenkundige rye en reekse. So ons gaan praat oor tel. Mense, en ek weet nou of julle al die grappie gehoor het nie. Maar hulle sê mens kry 3 soorte wiskundiges. Die soort wat kan tel en die soort wat nie kan tel nie. Okay. Mense, en ek het sommer net nog enetjie bygesit. Ek dink dis die oudste wiskundige grappie wat daar is, né? Ek dink almal van julle ken hom. Die vraagie wat sê find x, en dan sê die kind, hier is dit, en hy wys so met 'n pyltjie daarna toe. Okay. Mense, dit is 'n goeie manier om jou klas te begin, hoor. Betrek die kinders, kry hulle aandag, vertel ietsie ligs. Kom ons kyk nou. Okay, nou moet julle onthou, julle is nou die kinders, julle is nou my klas. Ek gaan nou 'n les aan julle aanbied. Ek gaan maak asof julle almal 17 jaar oud is. Julle sal dalk hou daarvan. Reg. Julle moet asseblief verkieslik nie selfone hê nie. As jy 'n selfoon het, sal ek bly wees as jy hom op silent sit. Ek dink nie ek gaan so 'n groot probleem met julle hê soos wat mense in die klas baie keer met die kinders het nie, né, met die selfone. Goed. Nou kom ons kyk, wat weet julle al? Hierdie is nou die voorkennis, hoor. Ek aanvaar dat julle weet. Weet julle wat se ry is daardie wat ek daar neerskryf? Kan iemand vir my sê, is dit rekenkundig of is dit meetkundig? Dit is rekenkundig, né? Hoekom is dit rekenkundig?
want as ek so aftrek, kry ek 'n konstante verskil van 6 elke keer. Nou, so ons gaan werk met 'n rekenkundige ry. Net daai uitvee. Goed. Ons het gesê dis 'n rekenkundige ry. Mense, kan julle die 50ste term uitwerk? En op die stadium van julle lewe, skus ek onderbreek my les net gou-gou, kan julle, hoor, dis werk wat ons gister gedoen het. So julle sê vir my, ja, ons kan dit doen, juffrou, ons kan die 50ste term uitwerk. Okay. Ja, mense, daar doen ek dit gou. T50, julle ken die formule, is A plus N minus 1D, en dit is 354. As julle wil, moet julle daai 354 net iewers neerskryf nou, hoor, want ons gaan hom nou nodig hê, en dit gaan dalk nie meer hier so staan nie. Ons gaan wel weet wat die 50ste term is. Goed, so ek aanvaar, hierdie is voorkennis, en ek het dit nou vinnig hersien met julle. Net dat almal weet waaroor praat ons. Goed. Mense, dan maak dit sinvol. Begin dalk met 'n praktiese probleem. Dis nie altyd moontlik in wiskunde nie, hoor, maar ek het nou 'n baie lekker tema gekies en ek kan met 'n praktiese probleem begin. Susan beplan om volgende jaar die Comrades te gaan hardloop. Mense, sommer net so terloops. Ek weet jy moet wees. Is nie van julle wat al ooit die Comrades gehardloop het? Okay, daar sit ene. Baie geluk. Ek het vir hulle weggehaal. Mense, is daar van julle wat sulke planne in julle kop het om dalk, gaan jy weer 'n keer dit doen? Ja. Okay. 10 keer, nee, jy moet minstens 10 keer dit doen. Goed. Mense, Susan wil volgende jaar, maar sy wil dit nou volgende jaar doen, maar sy beplan nou 'n bietjie voor die tyd. En daar hardloop Susan, en sy wil 'n oefenprogram uitwerk. Nou op die stadium, haar mikpunt is om 10.000 kilometer voor die tyd te hardloop. Luister, ek weet van Comrades niks nie, so ek weet nie of hierdie getal realisties is nie, maar ek het dit sommer net uitgedink. En sy draf op die stadium in 'n week 60 kilometer vir oefening. En sy gaan dit elke week 6 kilometer meer maak. Okay? So sy doen dit nou 60, volgende week gaan sy 66, daar gaan sy 72, sien julle, dis daai ry wat ons nou gehad het. Mense, my vraag is, as sy dit vir 50 weke lank doen, sal sy in totaal 10.000 kilometer gehardloop het. Dis wat ek wil weet. So kom ons dink so 'n bietjie, wat wil ons weet? Wat moet ons doen? Kan iemand vir my sê, wat moet ons met hierdie getalletjies doen? Ons moet dit optel, né? Ons soek nie nou die 50ste term nie. Ons wil nou weet, hoeveel is 60 plus 66 plus 72, en ons wil dit 50 keer doen. En jy kan nou miskien jou kalkulator vat, maar het gaan jou so 'n kwartier vat, dink ek, om uit te werk, en jy moet sorg dat jy die regte knoppies druk, né? Anders gaan jy nou nog die verkeerde antwoord kry. Mense, wat 'n mens dan nou ook moet probeer doen, is probeer om uit te vind waar hierdie wiskunde vandaan kom. Al die wiskunde wat ons doen, is iewers deur iemand ontdek, hoor. En met Google deesdae is dit so maklik om uit te vind waar dit vandaan kom. Nou, my sommetjie wat ek het, daai mannetjie se naam is Karel Gauss. En hy was so 8 jaar oud gewees. Toe was hy onderwyser soos wat ek nou was. Hy was so 'n bietjie verveeld gewees. En toe vra hy vir die kinders, werk julle vir my uit, hoeveel is 1 plus 2 plus 3 tot by plus 100? En hy gaan sit en lees sy koerant. Ek weet nie of daar toe al koerante was nie, maar hy was nie baie lus vir klas gee nie. En binne 2 minute, dis hoe die storie gaan, het Karel vir hom die antwoord gegee, 5050. Mense, wat het daai mannetjie gedoen? Onthou, hy was 8 jaar oud gewees. Wat het hy gedoen? En onthou, ons praat nou van 1785, né? Lank voor sakrekenaars en selfone. Reg. Ek gaan vir julle wys wat hy gedoen het. Hy het neergeskryf 1 plus 2 plus,
En toe dink hy so 'n bietjie en toe dink hy moet gaan tot by plus 100. Maar Karel Gauss, sommer net so terloops, word beskou as die slimste wiskundige wat nog ooit geleef het. Hy was 'n kinder, die Engelse woord is prodigy. Hy was as kind ongelooflik slim geweest. En toe weet hy, die vorige getalletjie is 99. En toe doen hy dit wat ons nou gedoen het met daai simbole. Toe skryf hy dit weer 'n keer neer. Maar toe skryf hy dit so neer. En hy gaan aan en hy sê plus 2 plus 1. En toe gaan hy en hy tel dit by mekaar. Dis werklik wat hy gedoen het. En hy kry 100 plus 1 is 101. En 2 plus 99 is 101. En so hou hy aan en hy sien maar al hierdie goed is 101. En nou staan so 'n klomp kolletjies tussenin, maar toe dink hy, hoeveel van hierdie goed tel ek by mekaar? Ek tel 100 by mekaar. So toe gaan hy en hy maal dit met 100. En hy kry 10100. En hy besef, maar ek het dit nou 2 keer by mekaar getel. So wat moet ek doen? Ek moet daai antwoord deel met 2. En daar kry hy sy antwoord van 5050. Dis briljant. Nou, vir 'n ouetjie hier in 17 iewers, 17 iets. Goed, wat ons nou gaan doen, ons gaan nou ons selfde sommetjie vat. Gauss het nou vir ons 'n metode gekry om hierdie getalletjies by mekaar te tel. Mense, kom ons kyk of dit werk vir ons probleem. Ons probleem is, ons wil by mekaar tel 60 plus 66 plus. En wat het ons nodig? Wat het Gauss geweet, wat ons op die oomblik nie hierso sien nie? Die laaste term, dis hoekom ek julle dit nou laat neerskryf het, sien julle? Ons moet weet, om Gauss se metode te gebruik, moet ons weet wat die laaste term is. So kom ons gebruik sy metode. Kom ons gebruik sy metode en ons skryf dit uit. En ons weet dat die laaste term was gewees, as ek reg is 354. So ons gaan uitwerk 60 plus 66 en ek gaan sommer net 2 neerskryf. En ek weet my laaste enetjie is 354. En dan werk ek uit wat kom net voor dit. En dit is, as ek nou 6 daarvan aftrek, kry ek 348. Doen ek my sommer reg. Goed, en nou draai ek my ry om. So hier skryf ek nou 354 plus 348 plus, en daar plus 66 plus 60. En nou doen ons dieselfde as wat Gauss gedoen het, en ons stel die 2 rye by mekaar. Mense, en dit gee vir my, as ek reg optel, 4, 5 en 6 is 11, 4, 1, 4, en hopelik werk alles uit op 414. Julle kan my gou toets, is dit so? Werk hulle almal uit op 414. Volgende ding wat ek moet weet is, hoeveel van die terme is daar? En daar staan dit. Daar's 50 terme. So ek gaan daai 414 vat en ek gaan hom maal met 50. Mense, en maal met 50, leer toch vir julle kinders die maklike manier om met 5 te maal. Ek weet, mens kan jou sakrekenaar vat en het uitwerk, maar leer vir hulle, julle ken die maklike manier, 18 maal 5. Jy maal hom eintlik met 10 en jy deel hom met 2, maar jy doen eers die deel met 2. So as jy 18 maal met 5, deel gou die 18, dan kry jy 9 en jy sit net 'n 0 aan en die antwoord is 90. So maal hierdie ding met 5 en ek deel hom net met 2 en ek kry 207. En ek sit 'n 0 aan en dan sit ek 'n ander 0 aan vir die 50. So daai antwoord behoort 20.700 te wees. Nou besef ek, soos Gauss, ek het die som 2 keer gedoen. So wat moet ek doen? Ek moet my antwoord deel met 2 en ek kry 10350. Mense, en dit lyk vir my, as ek nou my somme reg doen, asof sy by haar 10.000 kilometer gaan uitkom. Reg. So, dit lyk asof die metode werk. Nou, dis nou sommer net weer 'n bietjie 'n wenk. Mense moenie
wegspring as jy met werk begin, met die moeilike formule, en prop goed daarin, en kry 'n antwoord. En die kinders het nie 'n idee waaroor dit gaan nie. Wat ek nou hier met julle doen, is om met maklike goed te begin. En ons gaan geleidelik opbou na die moeilike formule. En so kyk bietjie of julle nou vir my daai kan optel. Toe, julle het nou bietjie werk. Doen hom gou-gou, dan gaan ek hom agterna doen. Op Gauss se metode. Moenie die SN-formule gaan gebruik nie, ek soek Gauss se metode. Weet julle hoeveel terme staan daar? As dit 2 plus 4 tot by plus 2000 is, hoeveel terme moet daar wees? 1000. So daar is 1000 terme. Kyk gou of julle dit kan doen. Toe. En as ek reg het, ons kry elke keer 2002, het julle hom ook so gekry. En ons hoef nie eens almal neer te skryf nie. Hoeveel terme het ons daar? Ons het 1000. So ons moet 2002 vat en ons moet 3 nulle aanlas. En nou moet ons dit gaan deel met 2. En dit behoort die antwoord van daardie optelsom te wees. Reg. Julle het dieselfde antwoord as ek gekry, né? Mense, en dit moet julle ook in julle klas doen, hoor. Laat die kinders iets doen, en jy staan bietjie en wag, en as jy kan, as jy tyd het, loop so bietjie rond en maak seker almal doen dit, want party kinders weet, juffrou gaan dit nou op die bord doen, en dan sit hulle so en wag vir juffrou om dit te doen. So loop bietjie rond en sê, toe, kom, Sunny, probeer, en as sy vir jou sê, maar ek weet nie wat om te doen nie, dan verduidelik jy gou vir haar. So, goed, maar ons het nou hier die antwoord gekry. Mense, en nou dat ons 'n maklike sommetjie gedoen het, en ons weet dit kom van nou Gauss af, nou gaan ons kyk of ons 'n algemene formule kan kry. Ek gaan nou basies weer dieselfde doen met julle as wat ek heel aan die begin gedoen het. Ons gaan sê, laat die ende term, en daardie formule, het ons nou oor gepraat, julle aan die begin van die les. Want dit is die formule wat ons gister gedoen het. So almal weet wat dit is. Nou kom ons sê, dit is L. Ekskuus, dis die laaste term. Dan gaan ons nou, en ons kyk, ons wil Gauss se metode gebruik, né? So ons wil weet, wat is die eerste term? Die eerste term sal wees A. Die tweede term, onthou, mens stel elke keer D by, sal A plus D wees. En ons stel ook belang in die laaste term en in die tweede laaste term. En hier gaan jy miskien bietjie vir die kindertjies moet verduidelik en so bietjie wag laat hulle dit agterkom. As die laaste term L is die tweede laaste term L minus D. Maar vra vir die kinders, laat hulle dit uitdink. Laat een van hulle vir jou daai antwoord gee. Ok, en nou gaan ons Gauss se metode volg. Mense, so, kom julle skryf weer vir my, ek wil julle moet skryf, ek sien party van julle sit in hekel, julle kan maar hekel, maar die wat nie dit doen nie. Kyk of julle vir my die eerste 2, dan sit jy kolletjies, en dan skryf jy die laaste 2 terme neer. Doen dit gou vir my, toe. So skryf die eerste 2 terme neer, met plusse tussenin, want ons stel by mekaar, en die laaste 2 terme, ook met plusse tussenin, want ons stel by mekaar. Reg, en as jy reg geskryf het, dan het jy nou dit geskryf wat ek daar het, as ek reg. Ekskuus, ek het vir my naam gegee, ek het nie vir julle gesê om met 'n naam te gee nie, kom ons kyk vinnig na daai naam wat ek vir hom gegee het. Mense, ek het hom genoem SN, die naam kom, die staan vir som, die enetjie sê, jy tel N terme op. Reg. Nou reg onder dit, skryf hom weer 'n keer neer, maar ruil die terme om. So skryf die laaste term eerste en die eerste term laaste. Doen dit gou vir my, op jou stukkie papier wat jy daar het.
Goed, mense, en dan trek jy 'n streep daaronder en tel vir my by mekaar. En onthou dat daardie SN plus hierdie SN gaan vir jou, dis soos X plus X. Julle almal weet hoeveel is X plus X, né? Dit gaan vir jou 2X gee, so daardie gaan 2 keer SN gee. En sê het julle hom soos wat ek hom daar het. SN is A plus L. Is ek reg dat die D's val weg? Daai D en daai D kanselleer uit, né? En daai D kanselleer uit. So ons kry elke liewe keer A plus L. En hoeveel keer kry ons A plus L? En die kinders sal nou waarskynlik vir jou kan sê N keer. Mense, maar kinders besef nie altyd daai ding nie, so vra gou vir hulle. Sien nou jy 10 keer 5, hoeveel het 'n mens dan? En hulle gaan dadelik vir jou sê 50. En jy gaan vir hulle vra, hoe kry mens dit? Dan sê jy 5 maal 10. So as ons N keer iets het, moet ons dit maal met N. So as ek nou vir S 2 keer SN wil kry, dan gaan ek daardie kry. N keer A plus L. Ek wil vir SN alleen hê. Hy word op die oomblik met 2 gemaal. Hoe kry mens 'n 2 wat links staan aan die ander kant? Jy deel beide kante met 2. So ons deel beide kante met 2. En ek kry daardie formule. Kyk hoe skryf ek hom. Die kinders sal hom nou dalk anders skryf. Onthou, julle gaan nou laat die kinders hierdie ding self aflei, né? Hulle sal dalk 'n lang streep skryf en die 2 onder sit. Dis fyn. En dan moet hulle nou vir L gaan vervang. Nou moet hulle vir L gaan vervang met daai formuletjie wat ons deur in die begin gesê het. En die van julle wat nou nie hierdie werk so goed kan doen nie, as julle hom vervang, dan gaan 'n mens nou die formule wat daar onder staan kry. SN is N op 2, 2A plus N minus 1D. Mense, ekskuus, ek het nou 'n bietjie vinniger gegaan as wat mense in die klas sal gaan, want ek dink die meeste van julle weet wat ek doen. Maar as julle nou die klas is, ons het nou hier 'n abstrakte formule afgelei. Kom ons kyk net weer bietjie mooi na hom. Dis hoe hy lyk. Nou vra ek die vraag. Onthou, ons het dit nou net afgelei, en het was nou so 'n bietjie abstrakt, het was nou nie meer syfertjies gewees nie. Wat kan 'n mens nou doen met daardie formule? Kan een van julle vir my sê? Jy kry die som van N terme van 'n rekenkundige ry, waarvan die eerste term A is, en die konstante verskil is D. Reg. So ons gee net weer vir julle die formule, dat julle hom mooi sien. Mense, en vra vir die kinders, wat het ons nodig om die som te kan bereken? As ons nou daai formule wil gebruik, ons is nou nie meer by Gauss nie. Wat benodig ons? Wat staan aan die regterkant? En daar's definitief, ons het benodig vir A, wat die eerste term is, ons benodig vir N, wat die aantal terme is, en ons benodig vir D. So jy moet daar die 3 goed hê. Die kinders moet dit besef as mens hierdie werk met hulle doen. Dit is wat mens nodig het. Okay, mense, nou gaan ek iets sê waarmee party van julle dalk nie met my gaan saamstem nie. Maar gebruik sakrekenaars vir sleurwerk. Die kinders mag deesdae sakrekenaars gebruik. Jy wil hê jou kindertjies moet matriek deurkom op die ou end, né? Albert Einstein het gesê, dis ek haal hom aan. Hy het gesê rekenaars is ongelooflik vinnig, akkuraat en dom. Die mens is ongelooflik stadig, onakkuraat en briljant. Saam is hulle ongelooflik kragtig. In Engels is dit together they are awesome. 'n Mens en 'n rekenaar by mekaar. Mense, daai 3 manne daar agter, as hulle en hulle rekenaars by mekaar kom, is dit awesome, hoor. Ek wil net vir julle sê. So,
hierdie stukkie wat ek hier geskryf het, die meeste van julle kindertjies gaan nie wiskunde studeer nie, hoor, net die wat ingenieurs wil word, of wat miskien 'n BSc wil word, of wat miskien 'n wiskundeonderwyser wil word. Die oorgrote meerderheid van hulle het net wiskunde nodig, want hulle wil iets gaan studeer waarin hulle wiskunde nodig het. Hulle moet die konsepte verstaan. Hulle moet weet wat 'n prosedure is om te volg. Hulle moet weet hoe om die probleme op te los. Dis nie regtig nodig dat hulle weet hoeveel 8 maal 7 is nie. Laat hulle sakrekenaars gebruik vir sleurwerk. Kom ons vat ons Comrades probleem as 'n voorbeeld nou, né? Ons het nou uitgewerk wat dit is. Ek hoop party van julle dalk ons antwoord neergeskryf. Mense, en nou wil ek hom gebruik saam met die formule. So, ons gaan nou hierdie probleem doen, en ons gaan nou, ek gaan nou neerskryf, Sn is n op 2, 2a plus n minus 1d, en ek gaan vervang. As julle nou hierdie sommetjie vir die kindertjies gee, laat hulle natuurlik neerskryf, a is 60, n is 50, en d is 6, dat hulle weet om in te vervang, dat hulle reg kan invervang. En leer hulle maar om te skryf S van 50, dat hulle reg skryf. So dit is 50 op 2, en dit gee vir my 2 keer 60, plus, n minus 1 kan mens seker maar in jou kop uitwerk, dink ek, 49, maal met 6. Nou mense, daai ding, kan jy in 5 stappe nou stap vir stap gaan uitwerk. Dis nie nodig nie. Die kinders kan hierdie ding vat, en hom net so insleutel, en die antwoord kry. Laat hulle dit doen, hoor. Laat hulle dit doen. En hulle gaan 'n antwoord kry, dieselfde antwoord wat ons nou gekry het, 10.350. Goed. Mense, en dan is dit 'n goeie idee om saam 'n som te doen. Ek het dit nou al 'n paar keer met julle gedoen, ek gaan dit nou weer doen. Ons gaan nou 25 plus 16 plus 7 vir 101 terme uitwerk. Ek wil hê julle moet gou die formule neerskryf. Ek weet nie of julle kan onthou nie. Dit kom hierso. Nee, ek weet hom nie. So ek sal hom neerskryf vir die wat hom nie kan onthou nie. Dis natuurlik ook nie nodig dat die kinders hom moet onthou nie. Hulle kry mos 'n formule blad deesdae. En so daar is ons formule, kyk of julle vir my kan invervang. Kyk of julle vir my die invervangstappie kan doen, toe. En as jy nou daar kom, en jy het reg in vervang, ek dink nie, julle sit dalk nou nie met sakrekenaars sê nie, dan vat jy nou jou sakrekenaar, leer vir die kinders om die knoppies reg te druk, hoor, dit is belangrik, anders help het nie, hulle gebruik hulle sakrekenaar nie. So leer vir hulle om die sakrekenaar te gebruik, en kry 'n antwoord van minus 42.925. En plaas daarvan om nou al die ou stappietjies te doen, praat liewe bietjie met die kinders oor hierdie antwoord wat ons hier gekry het. Ons het 'n antwoord gekry van minus 42.925. Hoe is dit moontlik dat mense 'n klomp goed kan bymekaar tel en jy kry 'n negatiewe antwoord? Is dit moontlik? Ja, dis natuurlik moontlik as die getalle al meer en meer negatief word. Probeer dink aan 'n praktiese situasie waar die getalle al meer en meer negatief word. Kan iemand aan so 'n situasie dink? Mense, wat daarvan jy speel perde of jy dobbel of iets en jy het nie geld nie, nou leen jy by jou pa en jou pa is baie nice en hy leen die eerste week vir jou R100
of sê die eerste maand, en toe leen hy vir jou R150, en toe leen hy vir jou R200, maar jy het dus minus R100, en toe minus R150, en toe minus R200, en hier na 10 of 100 weke sê jou pa skielik, nou moet jy my bietjie terugbetaal, kom ons werk uit hoeveel jy my skuld. Dan sal die antwoord 'n groot negatiewe getal wees. So ja, dit is moontlik. Maar julle sien wat doen ek hier, so praat liewer oor die antwoord. Hoekom lyk die antwoord so? As om 'n klomp sommetjies te gaan tussenin doen. Okay, mense, en wat sê my Rosie? Ja, ons kan hom gou doen. Julle moet hom nou self doen. Kom ons kyk of julle kan. En ek gaan nou doen wat die onderwyser doen. Ek gaan nou rondloop en kyk dat julle wel dit doen. Dis so vinnig hande. Wie van julle gee nie vir wie van julle gee vir matrikulante skool? Okay. Maar die ander van julle gaan, né? Of julle het al? Julle hoop so. So het julle sakrekenaar sê. Maar as julle nie het nie, is dit goed so. Die doel van vandag se klas is nou nie dat julle sakrekenaar sê het nie, dit gaan meer oor die metode. Mense kry ek 410, iemand? Okay, 410. Mense, so kyk wat het nou gebeur, né? Ek het 3 sommetjies met julle gedoen. Die eerste een het ek gedoen en verduidelik. Die tweede een het ek stap vir stap saam met julle deurgegaan. Maar ek het eers dat julle die stap neerskryf, dan skryf ek. Dan skryf julle, dan skryf ek. My een dogter op universiteit het een keer vir my vertel van haar goeie wiskunde dosent. Sy sê, maar wat hy doen, is hy skryf die som neer. Dan moet ons die volgende stap skryf. Dan wag hy en kyk, en as ons het klaar gedoen en dan skryf hy die volgende stap. Dan moet ons weer die volgende stap skryf. En dan skryf hy die volgende stap. So, hy werk so saam met hulle. En dan gee hy vir ons 'n som wat ons heeltemal op ons eie moet doen. En kyk of ons regkom. En sy het ongelooflik goed gedoen met wiskunde daai jaar. So, goeie metode om wiskunde te onderrig. Okay, mense, en dan ek weet mense het nie altyd hier voor tyd nie, maar laat leerders self probleme formuleer. En ek wil hê julle moet nou gou 'n bietjie dink, julle kan 2 saam praat, maar ek soek 'n praktiese probleem en ek gaan vir een van julle vra om dit vir ons te gee. So, dink gou vir my 'n sommetjie uit wat mens met hierdie formule kan doen, maar verkieslik 'n praktiese sommetjie. As jy alleen sit, dan moet jy alleen dink, né? Mense, wat ek nou natuurlik ook op die stadium doen, is om julle 'n bietjie van 'n breek te gee, né? Want 'n mens raak baie moeg om die hele tyd vir iemand te staan en luister. En die kinders raak ook moeg om die hele tyd vir jou te sit en luister, hoor. Goed, wie 'n oulike sommetjie?
Ek dink ons gaan ons kombritsman vra. Daar's een. Het nog nie uitgewerk nie. Okay, dis reg mense hierso, luister. Ek weet nie hoe gaan hy regtig werk, maar in 1920 het ons skool begin met 20 leerlinge. En daar het elke jaar 50 bygekom. Hoeveel leerlinge gaan ons in 2020 wees? Soos wat ek sê, Oulik. het nou nie uitgewerk. Ja, dalk werk dit uit op 5000 vir al wat jy weet. Mense, maar daar's 'n oulike som, né? En jy kan hom nou self daaraan gaan sit en dink en hom so 'n bietjie meer prakties maak dat jy wel 'n goeie antwoord kry, né? Daar's 'n goeie som. Nog iemand wat enetjie wil deel met ons? Ek het eintlik gesê die kombritsman, maar Nee, ons het gesukkel. om self een uit te dink. Nee, dis reg so. Dis reg so. Goed. As jy weer 'n vraag en 'n antwoord soek, dan sê elkeen iemand dat dit moet 'n regte antwoord gee. Kan So ek calculator en goede. Wow, kan ek klaar? Ja. Okay, mense, baie dankie vir die vraag. Julle kry 'n persentie. Julle kry 'n prys. Mense, dit moet jy ook doen in jou klas, né? Jy deel 'n prys uit vir die ou wat dit reg kry. Ek weet baie onderwysers hou suigstokkies in hulle klas aan. Of klein boksies Smarties of klein boksies Jelly Tots. Mense, jy moet die kinders aan jou kant kry, hoor. Hulle moenie dink jy's die vyand nie, jy wat die onderwyser is nie. Jy moet die ou wees wat gaan sorg dat hulle wiskunde deurkom. Want hulle wil wiskunde deurkom, hoor. Kinders wil wiskunde deurkom, want hulle wil bekom, rek gaan swat, waar hulle nooit wiskunde gaan gebruik nie, maar hulle moet wiskunde deurkom om dit te doen. Hulle wil medies gaan swat, waar hulle nooit weer na X of Y gaan kyk nie, maar hy moet goeie punte vir wiskunde kry. So kry die kinders aan jou kant. Goed, ek het daai ons gedoen. Mense, ek wil 'n bietjie praat oor huiswerk. Ek weet, dit is 'n kopseer. Ek sou sê in die eerste plek, moenie te veel gee nie, moenie te moeilik gee nie. Dis wat ek die laaste jare gedoen het. Moenie stereotyp wees nie. Moenie, soos ek nou gemaak het, sê, doen alle ewe nommers nie. Gaan soek so 'n bietjie uit, voordat jy die huiswerk gee. Mense, en dan, gee probleme wat almal moet doen. Sê 5 sommetjies, of 10. Hang af hoe moeilik. Maar almal moet daai somme doen. Dan sit jy sterretjie somme by. Ekskuus. En dit sê jy is opsioneel. Mense, en weet julle wat sê jy vir die kinders? Jy sê vir die kinders, luister, julle hoef nie hierdie sterretjie somme te doen nie. Net as jy werk vir 'n onderskeiding, dan doen jy dit. Ek kan nie vir julle sê hoe goed werk dit nie, hoor. Almal gaan probeer dit dan. en dan gee jy vir hulle 'n uitdaging, 'n moeilike som, en gee 'n prys vir wie dit ook al reg kry, soos ons nou 'n prys uitgedeel het. Mense, en ekskuus, die reding, laat die kinders waai. As hulle in die klas kom, sê vir hulle, goed, mense, ons gaan nou 'n bietjie vriendelik wees met mekaar, haal uit julle wiskunde, huiswerk, kom ons waai dit vir mekaar. Ek wil probeer dit pret maak, né? Nie alles werk nie, partykeer werk party goed en partykeer werk iets anders. Mense, gee 'n prys vir die kind wat sy huiswerk vir 'n hele maand elke keer gedoen het. Jy kan selfs vir hom sê, hy gaan 5% bykry op sy rapport. Jy mag dit doen, jy is die wiskunde onderwyser. Jy kan dit doen, jy kan sy vraestel iewers koop, dat hy 5%. Of as jy, iemand het vir jou 'n klomp sakrekenaarspersent gegee, en jy gee vir daai kind 'n sakrekenaarpersent. Of jy gee vir hom 'n bok sjokoladepersent. Gee aanmoediging vir kinders om huiswerk te doen. Maar ek weet, dit is 'n moeilike ding. En dan moet jy natuurlik kontroleer. Mense, kreatiwiteit en eiemaking, ek het nou maar artikels gaan lees oor hoe om wiskunde interessanter te maak.
kinders moet die Engelse woord is ownership. Hulle moet kan voel die wiskunde is hulle eie. En kreatiwiteit kan hier gebruik word. En daar's 'n hele paar maniere hoe mense dit kan doen. Mense is deesdae baie maklik met tegnologie. Laat hulle 'n kreatiewe middel gebruik om 'n wiskundige konsep te beskryf. Dit kan 'n video wees, 'n animasie, 'n diagram, 'n breinkaart. Mense, dit kan selfs 'n gediggie wees of 'n liedjie. Sê vir die kinders, hulle kan kies. As hulle mooi kan sing, gaan hulle môre 'n liedjie kom sing oor rye en reekse. Of hulle gaan 'n rympie moet kom opsê. Maak hulle miskien groepies, dat elke ou dit nou nie self hoef te doen nie. Party kinders is baie kreatief en party kreatiewe kinders doen wiskunde ook. Mense, na so 'n les soos vandag kan ek byvoorbeeld vir julle vra. As julle môre in die klas hier inkom, wil ek weet, Gauss het nou daai ding met die rye en reekse gedoen. Wat se bydrae het hy nog gelewer vir wiskunde? En al die kinders kan deesdae omtrent gaan Google, so laat hulle dit vir jou kom vertel. En môre as jy begin, dan sê jy, goed, mense, wie kan nou weer vir my sê, wat het Gauss nog gedoen? En ons gesels so 'n bietjie daaroor. Mense, die kinders sê altyd vir my, as ek nou vir hulle sulke goed wys, ek weet nie of julle dit ook al ervaar nie, dan sê hulle vir my, joh, juffrou, hy was seker verskriklik verveeld gewees. Ja. Mense, nog 'n paar wenke. Mini-lesse. Ek het dit nou vandag gedoen, julle het dit nie agtergekom nie. Maar jy verdeel jou les in 5 mini-lesse. Eenetjie is 'n inleiding waar jy inkom, en dan waar jy 'n maklike sommetjie doen, dan waar jy vertel waar dit vandaan kom, dan waar ons die formule aflei, dan pas ons die formule toe, dan dink jy self 'n sommetjie uit. Deel jou klas op in mini-goeders. Mense, as dit 'n baie lang les is, raak kinders verveeld, maar ek weet nie, julle het nie uurperiodes nie, né? Maar as jy nou 'n dubbelperiode sou hê, laat kinders bietjie buite gaan sit en gee vir hulle 2 som om te gaan oplos daar buitekant. Kinders raak verveeld, hoor. Laat hulle 'n plakkaat maak. Hulle moet 'n winkel begin en hulle moet die formule verkoop. So hulle moet vir jou 'n plakkaat maak waarop die formule te koop aangebied word. En dit moet 'n baie nice plakkaat wees. Vertel stories, gee raaisels, vertel wiskunde, snaaksigheid. Mense, huiswerk moenie 'n berg wees nie. Dis regtig. Dit moenie die ding wees waarna die kind die meeste opsien die middag is, my wiskunde huiswerk nie. Laat dit liewer die, kom ons noem nie vakke nie, ander vakhuiswerk wees. Mense, inmoedig leerlinge aan om vrae te vra. En erken as jy 'n fout gemaak het, hoor. Ek maak nou nog foute as ek klas gee. Jy skryf 'n, wie het nou gesê, 34 pleks van 43. Mens doen dit. En dan sal 'n kind so sit en kyk en op 'n stadium dalk so maak en sê, maar juffrou, dan trek jy al hier onder. Dan trek hy nog daarbo waar jy die fout gemaak het, né? So moedig die kinders aan om baie gou te vra as hulle iets nie te verstaan is. Hulle dink jy werk te vinnig, laat hulle so maak. As jy 'n beeper-sisteem kan hê, laat hulle vir jou beep as hulle te skaam is. Juffrou werk te vinnig. Juffrou moet stadiger gaan. Ja, mense, dan natuurlik, jy moet wiskunde verstaan wat jy wil verduidelik. Jy kan nie vir kinders iets gee. Jy kan vir niemand iets gee as jy dit nie besit nie. Ek kan nie vir julle 'n sakrekenaar gee as ek nie een het nie. Ek kan nie vir 'n kind wiskunde leer as ek dit nie self het nie. So jy as onderwyser moet dit hê. En as jy nie seker is nie, gaan maak eers seker by iemand anders, hoor. Maak seker jy verstaan die wiskunde voordat jy die les aanbied. Mense, vertel vir die kinders, betrek hulle, vertel vir hulle iets interessants, al het dit niks met hulle te doen nie. Samsung het so pas 'n nuwe SSD, ek weet nie of julle weet wat dit is nie, met 'n kapasiteit van 5 terabyte bekend gestel. Al weet jy nie wat dit is nie, die kinders sal weet wat dit is, hoor. Ek dink dit staan vir solid state drive, dis hierdie nuwe ligte, vinnige harde skyfies. En die mense het gedink 10 is die limit en nou het hulle 15 ene.
Mense, en as jy tegnologie tot jou beskikking het, soos wat ek op die oomblik het, gebruik dit, hoor. As jy tegnologie kan gebruik, moenie op die bord skryf nie, gebruik jou tegnologie. En leerlinge vra dikwels, waar gaan ons hierdie wiskunde ooit gebruik? Ken julle daai vraag? Almal ken hom, né? Jy moet 'n antwoord hê, hoor. En jou antwoord moenie wees, want dit gaan in die eksamen wees nie. OK. My antwoord was baie keer, want dit laat jou dink. Maar dit is ook nie 'n goeie antwoord nie. Ja, so probeer, voordat jy 'n nuwe begrip begin, nie voor elke les nie, maar as jy nou begin met reekse, probeer uitfigure waar dit gebruik gaan word. En reekse is natuurlik baie maklik, want soos meetkundige reekse word in finansies gebruik. Enige van daai klomp wat vir jou vertel, hulle gaan BCom Reeks of actuariël studeer, hulle gaan meetkundige reekse gebruik. So sorg dat jy weet waarvoor dit gebruik gaan word. En vertel dalk selfs 'n grappie. Dit het ek nou in die begin gedoen met die 3 soorte wiskundiges. Goed mense, ek wil vinnig praat oor sakrekenaars. Ek het nou in die begin gesê, mens kry 3 soorte wiskundiges. Ek persoonlik dink mens kry 2 soorte wiskundiges. Die wat glo dat mens moet sakrekenaars gebruik en die wat glo mens moenie sakrekenaars gebruik nie. Goed. Mense, maar om wiskunde te doen, bestaan basies uit die volgende 4 dele. Jy moet die probleem verstaan. Jy moet dit in wiskunde taal kan skryf. Dis nou die meeste somme in wiskunde werk so. Dan in die 3de plek moet jy 'n klomp berekeninge doen. En in die 4de plek moet jy jou antwoord interpreteer. Nou, in die meeste gevalle, Wolfram is 'n man wat navorsing op die internet doen. En hy beweer dat 80% van wiskundeleerlinge se tyd gaan aan stap 3. Wat sê stap 3? Stap 3 sê, doen die berekeninge. En dat die ander 3 stappe verwaarloos word. En dit is eintlik die belangrike deel. Mense verstaan die probleem en skryf dit in wiskunde en interpreteer die antwoord. Is baie belangriker as kom by die antwoord uit. Want deesdae kan rekenaars al die wiskunde doen wat julle doen, hoor. Dit kan selfs universiteitswiskunde doen. So om al daai ou stappietjies te kan neerskryf is nie die belangrikste nie. Ek het 'n voorbeeld hierso van wat hy nou net gesê het. Mense en almal van julle gaan weet waaroor hierdie gaan, want is saamgestelde rente. Maar sien nou die vraag sê nou bepaal die saamgestelde rentekoers as R2000 groei tot R2420 in 4 jaar se tyd. Dan moet jy dit nou interpreteer en jy moet besef, o ja, ek moet daai formule gebruik, die saamgestelde rente formule, en ek moet in die formule gaan invervang. Daai stukkie is basies die belangrikste deel van hierdie som om dit te doen. Maar nou gaan jy net vir die kinders aan die begin van die periode gesê, julle mag nie julle sakrekenaars uithaal vandag nie. So wat gebeur nou? Nou doen hulle daai som wat daar staan. Nee, hulle deel met die 2000, hulle kry die vierkantswortel, mens kan nogal die vierkantswortel kry, want is 121 op 100. Hulle minus die 1 en hulle kry 'n antwoord van 1 op 10 of 21 op 10. En dan sê hulle op die ou end, die antwoord kan nie negatief wees nie, so dis 10% rente. Mense, maar wat vat hulle die heel langste, omdat hulle nou nie 'n sakrekenaar kon gebruik het nie, stap 3. En dis regtig nie nodig, dat 'n mens al daardie stappe wys nie. Ek weet met die matriekvraestelle deesdae gee hulle in elk geval punte vir daai ding, en hulle sal 'n punt gee vir daai ding. Daai stappe tussenin kry nie regtig eers meer punte nie. So moenie jy verwag van die kinders om dit te doen nie, hoor. Ja, ek sê maar net stap 3 van die meeste tyd. Mense, maar as ons tegnologie gebruik, kon ons eerder gevra het, hoekom sal jy die antwoord op hierdie vraag wil weet? Hoekom sal jy wil weet wat die rentekoers is? Mens kan dink, nou, hoekom wil jy die rentekoers weet? Dink jy dalk dis 'n geldwolf of iets? As hierdie geld
gaan tot daar. Okay, as jy dit nou belê, is dit nie 'n geldwolf nie, maar as jy dit leen, is dit. Wanneer sal jy hierdie vraag in die werklike lewe teekom? Wanneer sal dit met jou gebeur, dat jy wil weet, wat is die rentekoers, as R2000 groei tot 2420. Wat sou gebeur het as ons dit verkeerd opgestel het? Mense, kan julle vir my sê, vir wie sou ons dalk kon bevoordeel het? Die lener of die uitlener? Dit hang seker af hoe ons het verkeerd opgestel het, né? Aan die een kant kon ons dalk die lener bevoordeel het, aan die ander kant kon ons dalk die uitlener bevoordeel het. En hoe sou onkunde van hierdie wiskunde in belang van die uitlener 'n rol gespeel het? Die uitlener kon gesê het, ek gee vir jou 10% rente en al die tyd gee net 2%, as hierdie ou glad nie weet hoe om sulke goed uit te werk nie, né? En ons kan rondspeel met verskillende scenario's, ons kan goed sien nou, dit was nie R2000 in die begin nie, sien nou dit was net R200, sien nou dit was R700, of by hierdie plek groei R2000 tot soveel, by daai plek groei R2000 tot soveel. Wat een van die twee plekke bied die beter rentekoers aan? Maak het nog verskillende tye, speel rond met verskillende goed. Hoekom het ons die negatiewe rentekoers verwerp? Weet iemand, ons het 'n antwoord gekry van plus 1 op 10 of minus 11 op 10? Hoekom het ons die negatiewe rentekoers verwerp? Ek wonder myself daaroor. Maar dis vrae wat 'n mens kan vra, né? Plek staan van om al daai werk te doen. Mense, en kan negatiewe rentekoerse bestaan? Ek weet nie of julle weet nie, maar die antwoord is ja, daar's lande in Europa wat nie nou nie, maar so rukkie gelede 'n negatiewe rentekoers gehad het. Dit beteken dit het jou geld gekos as jy geld wou spaar in die bank. Dis 'n negatiewe rentekoers. As jou geld minder word. Goed, en wat sou 'n negatiewe rentekoers beteken vir die man wat uitleen of die lener? Dis maar net verskillende vrae wat mens kan gevra het. Mense, ons gaan hierdie vir julle stuur, en hierdie artikel het ek uit hierdie website gekry, maar julle hoef dit nie nou af te skryf nie, hoor. Ek is reg, né, Roan? Ons gaan dit vir julle stuur. Okay. Mense, nou, ons is nou basies klaar, maar ek sluit nou my les af, hoor, met 'n interessante ding, wat met tel te doen het. Maar, ek het 'n som daar. Mense, hoeveel is dit? Wie kan vir my sê? Dit hou aan vir altyd en altyd en altyd. Die antwoord is 0 of 1, is ek reg? Die antwoord is 0 of 1. Mense, ek gaan vir julle bewys dat die antwoord is actually half. Okay. Wat nogal interessant is, want 'n half is die gemiddeld tussen 0 en 1. Okay, kom ek wys vir julle hoe doen ek dit. Wat ek doen, is ek vat 1 minus S. Nou moet julle mooi kyk dat ek nie kil nie, né? Baie mooi kyk. Ek vat 1 minus, Roan, hoe kleur ek nou weer in? Okay. Dat is hy. Mense, sien julle dat daai is dieselfde as daai. Reg. So ek. En as ek nou 'n antwoord moet kry hiervan, kry ek dit. As ek reg, as ek die minus inmaal. As ek reg. Maak seker ek kol julle nie, hoor. Daai is nog presies dieselfde. Mense, en daai is dieselfde as? Dit is weer S, as ek reg. So, wat staan daar eintlik? Daar staan eintlik 1 minus S is gelyk aan S. So, 2S is 1, so S is half. Goed. Mense, ek het niks gekol nie, hoor. Dit is 'n aanvaarde feit hierdie. Ek gaan vir julle nog 'n interessanter ding wys, hoor. Mense, ons gaan by mekaar tel. Hoeveel is, terwyl ons nou werk met rekenkundige reekse.
1 plus 2 plus 3 plus 4 plus, en het hou aan vir altyd en altyd en altyd. Goed. Maar dis nie heeltemal 'n rekenkundige reeks nie, want 'n rekenkundige reeks is veronderstel om te stop iewers, né? Daai een nou stop nie. So, hoe voel julle wat moet die antwoord wees? Oneindig, né? Dit voel vir my asof die antwoord oneindig moet wees. Mense, dit is nie. Ek kry daai uit 'n boek uit. Actually is die antwoord -1/12. En ek gaan dit vir julle bewys, hoor. Ek gaan dit vir julle aantoon. Mense, net so terloops, dit kom uit 'n boek met die naam String Theory. En vir die van julle wat soos ek na 1970, wat na, sê na 1980 en op universiteit was, het nie geleer van string theory nie. Ek weet nie presies waaroor dit gaan nie. Maar dit is 'n nuwe wiskunde wat ontdek is, wat uitgewerk word. En as jy daai boek gaan oopmaak en jy kyk daar bladsy 22, dan staan dit presies daar. Ek sal dit so 'n bietjie groter maak vir julle. Dit staan binne in daardie boek. Die som van n gaan van 1 tot by oneindigheid is neig na -1/12. Mense, net so terloop, sommer net interessantheidshalwe. Hierdie doen ek regtig net interessantheidshalwe. Wat is string theory? Ek het dit bietjie gaan opsoek. En ek sê die vir julle wat kyk na Big Bang Theory, moontlik al die woord gehoor, ek weet nie. En dan, dis in die 1970s ontwikkel. Mense, en moderne fisika, en onthou, fisika is op wiskunde gebaseer, hoor, wiskunde is die hart van fisika. Moderne fisika het 2 basiese wette. Die een is quantum fisika, en die ander enetjie is relativiteit, wat Einstein ontwikkel het. Ek dink almal weet wie Einstein is. Nou, dis verskillende studierigtings. Quantum fisika bestudeer klein goedertjies. Soos, wie van julle het fisika? Toe daar is die wetenskap juffrou. Wat noem ons klein goedertjies? Atome en sulke goedertjies. En relativiteit bestudeer planete en sterrestelsels en die heelal en teorieë wat die twee bymekaar probeer bring. Van al die teorieë wat hulle nou al ontwikkel het, is hierdie string theory een van die mees belovende. So string theory is definitief 'n wiskunde wat prakties gebruik word op die stadium. Maar hulle sê 1 plus 2 plus 3 plus 4 is -1/12. Ek gaan vir julle wys hoe doen hulle dit, hoor. Wil julle dit sien? OK. Mense, ekskuus, dis maar net die boek. So kom ons bewys dit. Mense, ek het 'n paar somme nodig. Ek gaan hulle verskillende name gee. Die eerste een se naam noem ek S1. En hy is 1 minus 1 plus 1. En ons het hom nou gesien. Onthou julle hom? En ons weet hoeveel hy is. Hy was mos half gewees. Is ek reg? Ons kan dit bewys. Ons het dit nou bewys. Goed. Die tweede enetjie wat ek nodig het, is 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5. Goed. En kan julle dink hoeveel is dit? Ek bedoel, 1 minus 2 is minus 1, plus 3 is 2, minus 4 is minus 2, plus 5 is 3, so dit spring so heen en weer, en het raak so al groter weerskante toe. Nou wat ek gaan doen om S2 uit te werk, is die ding, die van julle wat nou al vir matriekskool gehou het, daai ding wat mens doen met meetkundige reeks, om die meetkundige reeks af te lei. Ek gaan die terme net so 'n bietjie skuif. So ek skryf hom weer 'n keer neer, en ek skuif net die terme bietjie regs. Is julle by my? Mens mag dit mos doen. Skuif al die terme een plekkie regs, is nog presies dieselfde ding. Ok, en nou tel ek, nou gaan ek, en ek tel daai twee goed by mekaar. En dan kry ek 2 keer S2 is, mense, 1 plus 0 is 1, dis daai antwoord.
Dan vat ek daai 2 en ek tel dit op. Hoeveel is dit? Minus 1. Dan vat ek daardie 2 en ek tel dit op. Hoeveel is dit? Plus 1. Dan vat ek daardie 2 en ek tel dit op. Dit is minus 1, sien julle my patroontjie? En ons weet mos hoeveel dit is. Daar het ons mos die antwoord daarvan. Is ek reg? So dit is gelyk aan 'n half. Mense, as 2 keer S2 'n half is, dan beteken dit dat S2 is 'n kwart. So 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 is 'n kwart. Ekskuus, daar het ek net daai uitgeskryf. OK. Mense, nou gaan ek my som vat. Die enetjie wat ek wil weet. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 en dit hou aan vir altyd en altyd en altyd. En ek gaan daarvan aftrek S2. Laat ek gou daai uitvee, dan sien ons weer mooi wat is S2. Nou kan ons baie mooi sien wat is S2. So ek vat S en ek minus daarvan S2. Kom ek skryf dit hier so neer. S minus S2 is gelyk aan. Mense, nou moet julle my weer mooi volg. As ek daai 2 van mekaar aftrek, wat kry ek? 0. Nee. As ek daardie 2 van mekaar aftrek, 2 minus minus 2, dan kry ek 4. Plus, die 3's gaan wegval, is ek reg? 4 minus minus 4 gee vir my 8. Die 5 gaan wegval. Daar gaan staan 12 plus. En so hou dit aan. Mense, en in daai ry kan ek nou, met daai reeks kan ek iets doen, ek kan iets gemeenskaplik uithaal. Wat kan ek uithaal? Ek kan 'n 4 uithaal. So S minus, en ek gaan nou so lank vir S2 vervang met sy waarde daar, wat 'n kwart is. S minus 'n kwart is gelyk aan, en hier haal ek 'n 4 gemeenskaplik uit, en ek bly oor met 1. Mense, en wie is dit wat daar nakie staan? Dis S. Ok, kyk of julle nou by die 12, minus 'n 12ste kan uitkom, toe. Kyk of julle dit nou kan doen. Julle kan dit ook doen, maar as ek reg gestaan dan nou S minus 'n kwart is gelyk aan 4S. En dis 'n baie eenvoudige wiskundige vergelykingkie om op te los. Kom ons laat die S na regs gaan, dan kry ons 3S is minus 'n kwart. So S alleen is minus 'n 12de. So die handboek het nie gejok nie. Dit is die waarheid. Reg. Mense, skus, hierdie stukkie het ek net interessantheidshalwe ingesit, maar as jy tyd het en jy doen rye en reekse, wys dit vir jou kinders. Jy hoef nie al hierdie goed oor kwantumfisika en alles, wel jy kan dit byvertel, ja, want hierdie is baie, baie praktiese wiskunde, hoor. En daar is dalk van die kinders vir wie jy skool hou, wat gaan studeer in string theory, en wat hierdie goed gaan gebruik. En dit sal vir hulle baie interessant wees op skool, voor die tyd, om dit te sien. Goed, mense, ek is basies klaar. Wat ek vir julle probeer wys het is, as jy 'n wiskundeles moet aanbied, mense, kom ons gaan vinnig weer daardeur. In die eerste plek, sorg dat jy die wiskunde het. Jy moet weet waaroor dit gaan. In die tweede plek, probeer agterkom waar dit vandaan kom. Wie het dit eerste uitgedink?
dan probeer jy 'n praktiese situasie daaroor kry. Want selfs al doen jy nie 'n praktiese som nie, selfs al is dit te moeilik, dit is baie keer te moeilik, soos as ons kom by diferensiasie, né? Maar die kinders gaan vir jou vra, juffrou, waar word hierdie wiskunde gebruik? En jy moet hulle kan beantwoord. Mense, en hou jou klasse aandag. Doen interessant, stop 'n les sommer baie keer. Kinders kan oor die algemeen, mense ook, nie langer as so 10 minute konsentreer nie. Dan raak hulle moeg. Stop gou, doen iets anders, begin net weer waar jy was, gaan aan. Probeer jou kindertjies betrek, en wat ek nou gesê het, laat hulle besef, jy is aan hulle kant. Jy is die mens wat kan maak, dat hulle kan doen eendag, wat hulle wil doen. Mense, baie dankie dat julle gekom het, hoor.